Bloemfontein se oupa nog 'n ware buitengewone belewenis? Ons het jare tevore vir 'n kort rukkie in Bloemfontein gewoon. Maar daarna is ons eenmaal terug vir 'n ander rede en ons kuier die aand by vriende wat ons tevore geken het. Hulle het 'n pragtige ou gerestoreerde huis in die voorstad, Dan Pienaar. Ons het eers 'n drankie op die stoep gedrink voordat ons by die tafel gaan sit het vir aandete. Die huis was in 'n interessante H-plan gebou met slaapkamers en badkamers aan die een kant en 'n kombuis en studeerkamer aan die ander kant. In die middel was daar 'n uitslike groot leefarea met ongeveer 'n 10 sitplek eetkamer wat op die stoep en braaiarea uitgeloop het en 'n lekker sitkamer daar langsaan. Ons gasheer en vrou se kinders, skoolkinders en 'n jong student het reeds geëet en hulle het maar so half gekom en gegaan, net kom groet en dan verdwyn, terwyl ons 4 vriende by die tafel gesit en kuier het. Van waar ek gesit het, kon ek hulle studenteseun sien werskaf. Hy was tussen sy pa se mediese boeke in die studeerkamer besig. Hy het dit uitgehaal en op so 'n lang blad oopgemaak en dan het hy in die boeke geblaai. Hy was seker besig met 'n taak. Ons het net begin nagereg eet, toe ek 'n ou man uit die kombuis sien kom het. Sy gesig was aanvanklik uitdrukkingloos, totdat hy agter die gasvrou se stoel gaan staan het, met sy hande op die leuning, waarvandaan hy afgekyk het op haar. En toe het sy gesig 'n uitdrukking van liefde en omgee gekry. Haar pa het ek aangeneem, wat mos jare al hier by hulle woon. Ek het sy teenwoordigheid met 'n kop knik herken en gewag dat die gasvrou hom moet nooi om by ons te kom sit. Maar sy en haar man het hom geïgnoreer, asof hy nie bestaan nie. Dit is toe dat dit tot my deurdring. Hulle sien hom nie. Niemand anders daar aan die tafel weet dat hy daar is nie. Hier is 'n ou oom in die huis en net ek sien hom. 'n Bejaarde man met 'n avokado groen trui wat in kabelmotief gebrei is en 'n bruin langbroek. Die ou oom het uiteindelik die stoel gelos en die studeerkamer binne gegaan, waar hy langs die jong student gaan staan het. Ek kon duidelik sien hoe hy toe in een van die boeke begin blaai het, waarna die ouetjie 'n papiergewig op die bladsye gesit het. Hy het waarskynlik gedink, dit is die wind wat sy bladsye omwaai. Daarvandaan het die ou man tot by die wye glas en houtdeure op die stoep geloop en daar gaan staan. Op die stoep was daar een van daardie soort banke wat in 'n raam kan swaai, so 2 sitplekbank. Ons gasheer het daardie bank vroeër die aand so half voor die deur geskuif, waarskynlik dat dit nie moet toeklap en van die blokkies glase in die raam kan breek nie. Maar op die oomblik waarop die oupa daar op die drempel van die deur vassteek, het daar 'n eienaardige ding gebeur. Die deur het in sy raam begin ruk en so woes teen die bank gekap, dat het geklink het asof alles uitmekaar gaan breek. My goeiste, daar is weer een van daardie eienaardige rukwinde, het ons gasheer uitgeroep, sy stoel vinnig agteruit geskuif en opgespring om die deur te gaan red. Ek het in spanning gewag. Nou moet ons gasheer bewus raak van die ou kerel wat daar in die deur staan. Maar hy het nie. Op daardie oomblik het die ou oom omgekyk, reguit na my en ek kon sweer dat hy amper glimlag, voordat hy weer stadig omgedraai en sonder enige haas wegbeweeg het. Dit het alles so half gelyk gebeur, terwyl die gasheer na die deur gestorm het, het die ou man oor die stoep begin beweeg, tot by die trappe, en toe is hy af teen die trappe, tot op die gras, en daarna het hy voor my oë weggeraak. Ons gasheer het die bank weggeskuif, die deur toegemaak en teruggekom. Dit het vir my gevoel, asof ek nooit die hele episode eenmaal asem gehaal het nie. Maar ons gasvrou het opgestaan om koffie te gaan maak, en toe sy terugkom, vra sy, is julle seker dat julle in die hotel wil oorslaap?
Ons kuier dan nou so lekker. My pa, wat hier by ons gewoon het, is 'n paar weke gelede oorlede en sy kamer is nou beskikbaar. Die bed is skoon oorgetrek. Julle kan mos daar slaap. O, nee, dankie. Ons het reeds inbespreek en betaal by die hotel. Miskien 'n ander keer, het die man in my lewe gelukkig geantwoord. Ons is nie lank na die koffie weg nie. Gaan jy vir hulle vertel wat jy gesien het? Vra hy in die kar vir my. Wat laat jou dink dat ek iets gesien het? Ek weet daar was iets. Ek het miskien niks gesien of gehoor nie, maar ek is seker 'n blinde kon dit met 'n stok aanvoel. Dit was net skielik so koud daar aan die tafel toe daardie deur begin klap het. Daar het nie regtig 'n wind gewaai nie. Of hoe, vra hy. Haar pa was daar. Hy was, ek dink dit moes hy gewees het. Wel, hy is nog daar en amper het ons in sy kamer geslaap. Hoekom het jy niks vir hulle daarvan gesê nie? Wel, ek wou eers, maar toe dog ek, hoe vertel jy vir mense dat hulle die huis nou met die spook van hulle pa deel? Iets waarvan 'n mens nie weet nie, kan jou mos nie pla nie, het ek geantwoord. Die einde.